Hemelse Vader, baie dankie dat ons aan U behoort. U wat die hemel en die aarde gemaak het. U wat ons baie liefhet. Dankie dat ons op U kan vertrou. U wat ons nooit sal verlaat nie, ons nooit sal vergeet nie en ons nooit in die steek sal laat nie. Dankie dat ons vandag ook vir al die vrouens, al die moeders, oumas en peetmamas, dankie sê vir die rol wat hulle ook speel in ons lewe, in ons kinders se lewe. Here, mag U deur U Heilige Gees elkeen van hulle lei en toerus om nader en nader aan U te beweeg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen, en dit kom van God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser en die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek wil vanoggend vir ons 'n storie, 'n verhaal lees uit die Bybel uit, en dit is die verhaal van die profeet Nathan wat na koning Dawid toe gaan, en dan sê hy vir koning Dawid: jy is die man, maar hy bedoel dit nie in die positiewe sin van die woord nie, hy bedoel dit as 'n belediging, hy bedoel dit as 'n beskuldiging. Hy sê vir hom: jy is die man wat oortree het, jy is die skuldige party, jy is die een wat die fout begaan het. So ons gaan saam lees uit 2 Samuel 12 vers 1 tot 9. 2 Samuel 12 vers 1 tot 9. Maar kom ons raak net so stil voor die Here. Ons almagtige God, Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir hierdie wonderlike dag wat ons nie net die voorreg het om die moeders in ons lewe te kan eer en te kan vier nie, maar dat ons ook kan sien hoe U kerk onderhou deur kerkraadslede te roep en hulle wat aanvaar en hulle wat U werk en U koninkryk wil uitbrei. Ons dankie ook vir die pragtige jong kinders wat ook hier voor kan kom staan. Want dit is ook vir ons 'n teken dat U vir ons as gemeente sorg en dat U vir ons as gemeente toevou in U liefde en in U beskerming. En Here, as gemeente vra ons ook dat ons werklik na ons eie lewe sal kyk en dat ons U liefde en U genade en U grootheid en U goedheid elke dag sal kan uitleef. En Here, ons gebed en diepe afhanklikheid is ook dat U deur U woord en deur die Gees vanmôre met elkeen van ons sal praat en dat ons duidelik sal hoor wat U ook vir ons wil kom sê. Here, mag U ook vir my die spreekbuis maak dat elkeen van ons, ek en Kluis, kan hoor wat U vir ons wil sê. En Here, mag U die fokus en die middelpunt en die sentrum wees van hierdie erediens. Mag U verheerlik word, mag U ons gedagtes oopstel vir die werking van U Gees. Mag U ons lewens aanraak en mag U ons verander tot eer, tot verheerliking van U. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. 2 Samuel 12, ek lees vir ons vanaf vers 1. Daarna het die Here vir Nathan na Dawid toegestuur. Nathan het by hom gekom en gesê: daar was 2 mans in dieselfde plek. Die een was ryk en die ander arm. Die ryke het groot troppe kleinvee en beeste gehad. Behalwe een ou ooilammetjie het die arme man niks besit nie. Hy het daaraan die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos 'n eie dogter. Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy kleinvee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag haar vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê: so seker as die Here leef, 'n man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word en hy moet 4voudig vir die ooilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan toe vir Dawid. So sê die Here, die God van Israel: ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het aan jou die koningskap van Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook.
ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee, en as dit nog te min was, sou ek enigiets daar wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so 'n verkeerde ding te doen? Jy het Uria die Hittiet met die swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Net tot sover ons skriflesing. Nou so 'n tydjie terug by Harvard Universiteit was daar 'n studie gedoen wat bepaal het dat alle mense aan onetiese geheueverlies ly. Met ander woorde, alle mense is geneig daartoe om hulle eie stories, hulle eie sonde, hulle eie skuld te vergeet. En miskien is dit wat met Dawid gebeur het. Wie weet, hy is die koning, hy kan doen net wat hy wil. Dit lyk vir my amper soos die politici van ons dag. Hulle kan doen en maak net wat hulle wil. Hulle hoef vir niemand niks te vra nie. Hulle maak net wat hulle wil. En lyk my dit is wat met Dawid gebeur het. Hy het gedoen net wat hy wil en dan het hy sy sonde so onder die mat ingevee en gemaak asof niks gebeur het nie. En toe ek hierdie gedeelte lees in 2 Samuel 12 en toe ek die Harvard studie lees, toe kom ek agter dat dit is nogals iets wat ons as mense baie goed regkry. Ons kan baie maklik ons eie lewe regverdig. Ons kan baie maklik die foute, die oortredinge, die dinge wat ons verkeerd doen in ons lewe, kan ons maar net afskryf en sê, dit is maar omstandigheidsfoute. Hierdie foute wat ek gemaak het, is maar weens my omstandighede. Dit is as gevolg van A of B of C wat met my gebeur het, dit is hoekom ek hierdie fout begaan het. Maar wanneer ander mense foute maak, dan is dit gewoonlik karakterfoute. Dan is daardie mense slegte mense. Hulle is slegte werkers, hulle is slegte predikante, hulle is 'n slegte man of hulle is 'n slegte vrou, want hulle het karakterfoute gemaak of hulle is 'n slegte skoolkind, 'n slegte skoolier. Want dit is 'n karakterfout. Daardie mens is nie 'n goeie mens nie, maar wanneer ons foute maak, dan verdedig ons foute en sê maar dit is maar net weens my omstandighede, dit is weens die dinge wat met my gebeur het dat ek hierdie foute gemaak het. Ons kry dit baie maklik reg om ons eie lewe so te regverdig, om beter te voel oor onsself, om te sê maar my lewe is nie so groot gemors nie. Het jy al gesien hoe lyk daai persoon se lewe? Daai persoon, jong, jy moet pas op vir hom. Jy moet versigtig wees vir daardie persoon. Daardie persoon is nie 'n goeie mens nie. En dit is baie keer hoe ons as mense optree. En ek het 'n ander studie ook gelees wat my so 'n bietjie slapelose nagte gegee het. Ek het gelees dat die studie het bevind dat ons gebruik 63% van ons tyd om oor ander mense te skinder. Nou goeie genigtig, ons is nie op 'n goeie plek as ons so baie van ons tyd gebruik om ander mense se sondes namens hulle te bely nie. Dan is ons nie op 'n goeie plek nie. Dan is ons werklik nie op 'n goeie plek nie. Maar om terug te kom by Dawid het sy sonde onder die mat ingevee en dit is 'n groot sonde. Hy het 'n ander man se vrou gevat en dan het hy boonop daardie man vir Uria laat doodmaak deur hom voor te stuur op die loopgrawe in die oorlog teen die Ammoniete. En julle kan daarvan lees in 2 Samuel 11. En dan gaan Dawid aan asof daar niks gebeur het nie. Dan gaan Dawid aan met sy lewe en hy is daar in die paleis doenig en hy maak asof niks gebeur het nie, maar so seker as wat die Here leef, die Here het geweet. Die Here het geweet. En wat ons moet onthou is, God is die God van lig. Hy wil nie donkerte in ons lewe toelaat nie. Hy wil nie hê dat ons in die donkerte moet leef nie. Hy wil hê dat ons in die lig moet leef. Hy wil hê dat ons in sy lig moet wees, sodat sy lig oor ons lewe kan skyn, sodat ons werklik kan sien dat ons die Here nodig het, sodat ons werklik kan sien, maar ek is nog nie volmaak nie. Daar is nog 'n klomp dinge in my lewe wat nie reg is nie. Ek het die Here nodig. En die Here nooi ons ook uit, keer op keer in sy woord nooi hy ons uit, dan sê hy, maar bring jou skuld, bring jou sonde, bring jou bekommernisse na my toe.
Bring dit na my toe. Jesus sê daar in Matteus 11 vers 28 dat jy jou laste, jou seer na hom toe moet bring, want sy juk is sag en sy las is lig. Die Here wil hê dat ons oortredinge, ons bekommernisse, ons hartseer op sy skouers moet plaas en dat ons dit daar by hom moet los. Dat ons bekommernisse wat ons nou daar buite beleef met al die reën en al die dinge wat in die wêreld gebeur, die oliepryse wat styg, laat ons al daardie bekommernisse na die Here toe vat. Maar nou wil ek vandag vir julle die vraag vra, doen ons dit? Doen ons dit regtig? Doen ons dit werklik? Vat ons probleme na die Here toe? Dalk vat ons probleme na die Here toe, maar dan wil ek vir jou nog 'n vraag vra. Los ons probleme by die Here? Of vat ons maar weer daai stukkie bagasie saam met ons? Vat ons maar weer ons bekommernis en ons sonde en ons ellende saam met ons en dra dit maar weer op ons eie, of los ons dit by die Here? Nou ons is protestante en in die katolieke tradisie het hulle die manier dat jy na die priester toe gaan en dan gaan bely jy jou sonde teenoor die priester. Dis 'n biegstelsel. Miskien het julle dit al in die flieks gesien of miskien is hier van julle wat dit dalk al beleef het ook. So jy gaan na die priester toe en jy bely jou sonde en dan vergewe die priester jou sonde. Nou as protestante sê ons vir mekaar dat Christus is die een na wie toe ons gaan. Christus is die een wat ons sonde vergewe. Christus is die een wat ons bekommernisse en ons hartseer en ons ellende voorgee. Christus is die een by wie ons sonde en ons skuld bely. Maar ek haal nou baie studies aan en ek wil net nog 'n studie aanhaal wat gedoen is tussen die katolieke mense, die katolieke kerk en die protestante kerk. En hulle het bevind dat die katolieke kerk, daar is baie minder selfmoorde in die katolieke kerk, want hulle gaan na iemand toe en hulle gaan bely hulle sonde. Maar by die protestante is dit nie die geval nie. So al wat dit vir my sê is dat ons vat nie ons bekommernisse nie, ons vat nie ons seer, ons vat nie ons ellende nie en ons vat ook nie ons skuld na die Here toe nie. So nou probeer ons hierdie laste op onsself dra. Ons probeer dit op onsself laai en dan dra ons dit en dan dink ons gaan dit maak, maar ons gaan dit nie maak nie. Ons gaan dit nie maak sonder Christus nie. In 1 Johannes 2 sê Jesus vir ons dat ons almal is vol sonde, vers 1 en 2. En dat hy gekom het, nie net vir die versoening van ons sonde nie, maar vir die versoening van die wêreld se sonde. En dan die voorafgaande gedeelte sê Jesus, jy moet tog nie dink dat jy al volmaak is nie. Jy moet tog nie dink dat jy sonder sonde is nie. En Jakobus sê dit ook vir ons, almal van ons struikel, almal van ons val, almal van ons skiet tekort van dit wat God vir ons lewe verwag. Daar is een ding wat almal van ons in gemeen het. Ons almal struikel dikwels. Met ander woorde wat Jakobus vir ons sê, ons het die Here nodig. En miskien beleef ons iets van 'n krisis in die kerk. Miskien beleef ons iets van 'n krisis in ons eie persoonlike lewe, omdat ons nie dit wat in ons hart aan die gang is aan God bekend maak nie. Miskien beleef ons 'n krisis in ons eie persoonlike lewe, omdat ons nie dit wat die seer en die hartseer en die sonde wat in my lewe is vir die Here gee nie. Dalk is dit hoekom ons so 'n krisis beleef in ons lewe. En in die 5de eeu na Christus was daar ook 'n groot krisis in die kerk. En toe het die Here 2 groot leiers opgerig. Die een ken ons baie goed, sy naam is Augustinus gewees en hy het weer die kerk belyn op Christus se pad. Maar die ander persoon wat God opgerig het, is iemand wat ons dalk nie so goed ken nie, Benedictus. En Benedictus was daarop uit om vir die mense te leer wat nederigheid is. En hy het 'n paar reëls vir nederigheid gehad. En een van die reëls wat hy gehad het vir nederigheid is om te besef dat ek is vol sonde, om te besef dat ek is vol ellende, om te besef dat ek Jesus Christus in my lewe nodig het.
want die ding wat gebeur het, en ek dink dit is baie keer ook baie relevant vir 2026, vir die jaar waarin ons leef, dat ons dink ons kan dit op ons eie doen. Dat ons dink ons kan dit op ons eie maak. En Benedictus het juis vir die mense gesê, nee, jy kan dit nie op jou eie maak nie. Jy kan dit nie op jou eie maak nie, want dan gaan jy hoogmoedig wees, dan gaan jy dink jy is onaantastbaar, maar wanneer jy na die Here toe gaan en jou afhanklikheid van die Here bely, dan raak jy nederig en dan stap jy 'n nederige pad, dan stap jy 'n pad van afhanklikheid, dan stap jy 'n pad van hoop, dan stap jy 'n pad van bevryding, want dan weet jy die Here is die een waarna jy kyk. Die Here is die een waarop jou fokus gestel is. Die Here is die een waarop jou hoop en jou toekoms gebou word. Dit is om te besef dat ek dit nie op my eie kan maak nie. En ek weet nie waar is jy vandag in jou lewe nie. Ek weet nie waar is jy in jou persoonlike verhouding met die lewende God nie. Miskien dink jy ook, maar ek moet A, B en C en D en E en F nog alles in plek kry voordat ek na God toe kan gaan. Hierdie probleme wat ek nou beleef, moet ek eers in plek kry en God sê nee, kom na my toe. Kom na my toe. Dit is 'n uitnodiging wat God aan ons rig. Dit is 'n uitnodiging. Maar dan moet ons in nederigheid besef dat ons God nodig het. Ons moet besef dat ons lewe, soos wat die Bybel vir ons in verskeie gedeeltes sê, ons lewe is eintlik vuil van die sonde. En die wonderlike ding gebeur, wanneer ons nader aan Christus beweeg, dan sien ons dat ons skiet tekort. Dan sien ons dat Christus se lig, dat die Heilige Gees se hoofligte op ons aan is, dan sien ons dat ons is vuil. En gaan doen dit maar, dit is dalk 'n teoretiese toets. As jy na 'n dag van hande arbeid, harde werk by die huis kom en jou klere is vuil en jou skoene is vuil en jou hande is vuil en jy kom daar by die lig van die huis aan en die lig skyn so op jou, dan sien jy hoe vuil jy is. Dan sien jy dat jy vuil is. En dit is hoe die Heilige Gees ook werk. Hoe nader jy aan God beweeg, hoe meer sien jy dat jy God in jou lewe nodig het. Hoe meer sien jy dat jy dit nie op jou eie kan maak nie. En dit is my groot gebed vandag, dat ons nie in hoogmoed sal leef nie. Dat ons nie in ons eie planne en in ons eie prentjie en ons eie ideale wat ons vir onsself daar stel sal leef nie, maar dat ons in afhanklikheid van God sal leef en dat ons die gawes en die talente gebruik wat God vir ons gegee het om so te leef in afhanklikheid, in nederigheid voor God. En toe Dawid met hierdie bewuswording van sy sonde gekonfronteer is, toe Nathan na Dawid toe gaan en vir Dawid sê, maar jy is die man, jy is die skuldige een. Toe val Dawid daar op sy knieë neer en hy bely hierdie wonderlike skuldbelydenis Psalm 51, en gaan lees dit gerus vandag by die huis. Ek wil net so 'n gedeelte uit Psalm 51 met julle deel wat Dawid hier skryf. Psalm 51 begin so vir die koorleier, 'n psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, in die troue liefde wis my oortredings uit, in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. Dit is die hart van 'n persoon wat gesê het, daar is 'n einde aan onetiese geheueverlies. Ek gaan nie meer my sonde en my bekommernisse
onthou nie. Ek gaan dit na God toe vat en ek gaan dit by God los en dan gaan ek daarvan vergeet en dan gaan ek dat die Heilige Gees my lei en die Heilige Gees my dring dat ek doen wat God wil hê ek moet doen. Dat ek werklik leef soos wat God wil hê ek moet leef. Dat ek besef maar hier staan ek skuldig voor die lewende God. Hier staan ek en my gebed is, Here gee aan my 'n rein hart. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Maak my weer rein. En weet jy, dit is 'n gebed wat jy elke dag moet bid. Dit is 'n gebed wat jy elke oggend as jy opstaan moet bid en vir die Here moet vra, maar Here gee vir my die krag om deur hierdie dag te kom. Gee vir my die krag om vir U te leef. Help my dat ek nie in versoeking kom nie, soos wat Jesus ons ook leer bid. En bewaar my van die bose. Gee vir my dat ek U weg en U wil doen in my lewe. En die wonderlike ding wat gebeur is, dat ons begin met vrede leef. Ons begin met hoop leef. Dit is die direkte resultaat van hierdie opregtheid en afhanklikheid wat ons van God bely. Dat ons besef, maar ek hoef nie op my eie te staan nie. Ek kan na Christus toe kom. Ek kan na die lig toe kom. En ons tema vandag is, jy is die man en jy is die ma. Kom na die lig van Christus toe. Kom na sy lig toe en gaan lewe in sy lig. En ek wonder as die profeet Nathan vandag hier by ons sou opdaag en hy sou 'n storie oor ons lewe wou skryf. Wat sal hy oor jou lewe skryf? Wat is die storie wat Nathan oor jou lewe sal skryf? En ek wil afsluit met so 'n paar vrae en hierdie vrae vra ek vir myself ook. Die eerste vraag is, as iemand 'n storie oor my of oor jou lewe sou skryf, met al die feite tot hulle beskikking, wat sou die uitstaande kenmerk wees van jou storie? Wat sal die uitstaande kenmerk wees? As Nathan al die feite gehad het oor jou lewe soos wat hy oor Dawid se lewe gehad het en hy wil 'n biografie oor jou lewe skryf, wat sal die uitstaande kenmerk wees in jou lewe? Die tweede vraag, as God vandag oor my lewe 'n hoofopskrif sal skryf, wat sal God vandag oor my lewe skryf? Daardie een hoofopskrif wat my lewe saamvat, wat sal dit wees? Wat sal die hoofopskrif wees in jou lewe? Waarvoor sal jy bekend staan? En die derde vraag, hoeveel mure rig ek om my lewe op, sodat niemand naby die ware self kan kom nie, sodat niemand naby my kan kom nie? Hoeveel mure rig ek rondom my lewe op? En dan die volgende vraag, wat sal my vrymaak as ek een dingetjie in my lewe kan bely, kan los en kan laat staan? Wat sal my vrymaak? En dan die vyfde vraag, soos wat daar staan, vandag wil ek die ma spesifiek noem, so op Moedersdag. As Nathan vandag hier sou instap, wat sou hy vir jou sê, ma? Watter las, watter seer, watter skuld dra jy al lank alleen in jou lewe? Jesus se skouers is breed genoeg vir 'n ma se hart ook. So op Moedersdag, ons het hierdie video gesien, die opofferende liefde van 'n ma. Maar so baie keer dra 'n ma en dra ons as gelowiges so alleen aan die swaar en die seer in ons lewe. Jesus sê, my skouers is breed genoeg vir jou. Nou jy het vandag van hierdie vraag gehoor. Wat sal jou antwoord wees? Wat sal jou antwoord wees? Maar ek wil vandag ook vir julle sê dat Jesus het gekom, die lig van die wêreld het gekom, en Johannes sê dit so mooi,
dat Christus is die volkome versoening van die wêreld. Vandag se uitnodiging hier op Moedersdag is, kom weer na Christus toe. Jy kan dalk vir my sê, maar Stefan, ek is al jare lank 'n gelowige. Ek ken al jare lank vir die Here. Maar die Here sê vandag, jy is die man, jy is die ma, kom na die lig toe. Kom na die lig toe. Lees jou Bybel, bid. Vra dat die Here jou sal lei in jou situasie, dat hy vir jou krag sal gee en dat jy sal streef en leef volgens die wil van God. Maak jou oop vir die leiding van die Heilige Gees. As ons na Dawid kyk, sien ons sy storie het verander. En dalk is dit tyd. Dalk is dit vandag die oproep dat God 'n nuwe storie, 'n nuwe verhaal met jou lewe wil skryf. Kom na die lig toe en leef in sy lig. Lig jou ken en ken jou lig, soos wat daardie gedig sê. Amen. Here, baie dankie dat ons kan hoor en kan weet dat as ek my sonde by u voete neergesit het en as ek my bekommernisse by u voete neergesit het, kan ek dit daar laat staan. Here, help ons om nie die fout te maak om nog die las op ons eie te wil dra nie. Here, gee vir ons die krag en wees ons genadig om in u liefde en in u lig te bly leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil nou vra dat die volgende persone net na vore sal kom. Pinaar Duisel as die jaken van wijk 3 en Morney Julian as die jaken van wijk 11. As ouderlinge Gary Francis wijk 1, Frikkie van der Westhuizen wijk 2, Wikus Leroux wijk 3 en Wessel Smal wijk 14. Nou moet ek net tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, almal hier. Wessel is hier. Goed, ek hou vir julle die formulier voor vir die bevestiging van kerkraadslede. God het van die begin af mense geroep en in sy diens gestel om sy koninkryk te bou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan die disippels bevestig dit, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Diegene wat hy roep, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy funksie kan vervul. Aangesien daar geen beswaar teen julle name, wat die afgelope 2 Sondae ook afgelees is, gebring is nie, is dit die kerkraad se voorreg om julle ook te mag bevestig in die ampt van diaken en ouderling. Wat die ampt van ouderling betref, moet julle weet dat die opbou en geestelike versorging van die gemeente aan julle sorg toevertrou word. Dit sluit sake soos huisbesoek, siekebesoek, lering en toerusting, pastorale versorging en die leiding van kleingroep byeenkomste in. Indien julle die gawe van lering ontvang het, moet julle ook die toerusting van die dooplidmate as deel van julle verantwoordelikheid neem. Behalwe die versorging en toerusting, neem julle ook verantwoordelikheid vir die regering van die gemeente. Dit beteken dat julle die gemeente duidelik moet lei in gehoorsaamheid aan die Bybel en aan ons belydenis skrifte. Die leiding wat julle moet gee, sluit ook waar nodig kerklike tug in. 'n Gemeente is natuurlik nie net na buite gerig nie, maar het ook die verantwoordelikheid om God se koninkryk uit te brei. Die ouderlinge moet help toesien dat die laaste opdrag van Jesus gehoorsaam word. Wat die ampt van diaken betref, die versorging van die minderbevoorreges word aan julle toevertrou.
Dit beteken dat julle die middele wat daarvoor nodig is, moet insamel en bestee. Deur die insameling en bestuur van die dankoffers word julle mee aan die goeie funksionering van die gemeente. Waar die gawes gegee word, waar daar nood is, moet die woord van God ook gebring word. Die dienswerk van 'n diaken vind sy karakter in navolging van die Here Jesus self. Hy was die diensknegt by uitnemendheid. In dieselfde gees moet julle ook julle ampt vervul, en so 'n voorbeeld stel van onselfsugtige diens. Julle moet ook lidmate deur julle voorbeeld inspireer om mekaar se laste te dra. Julle verrig ook ander diens in die kerk, byvoorbeeld by die nagmaal en in die erediens. Saam is julle verkies om as amptdraers van die gemeente te wees. Dit is 'n groot verantwoordelikheid wat julle op julle neem. Uit die Bybel is dit duidelik dat julle in 'n lewende persoonlike liefdesverhouding met Jesus moet staan, dat julle julle lewe hiervolgens sal inrig, dat julle ywerig sal meewerk aan die uitbreiding van God se koninkryk en dat julle julleself ook verder sal toerus om die werk waartoe julle geroep is nog beter te doen. Ek gaan nou die volgende vraag aan elkeen van julle stel en dan nadat ek die vraag gevra het, sal ek persoonlik vir julle vra wat is julle antwoord. Die eerste vraag is julle daarvan oortuig dat God self julle deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar julle die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp julle alle leringe wat met die Bybel in stryd is? Beloof jy om jou ampt soos dit aan julle voorgehou is volgens hierdie leer getrou vervul? Aanvaar julle dat julle medegelowiges die verantwoordelikheid het om julle te help en op die regte pad te lei? Frikkie, wat is jou antwoord? Wessel, wat is jou antwoord? Gary, wat is jou antwoord? Mornay, wat is jou antwoord? Pinaar, wat is jou antwoord? Wikus, wat is jou antwoord? Gemeente gee ook ag op mekaar en sien ook om na die lewe en die belydenis van hulle wat nou pas gekies is op die kerkraad, en gemeente ontvang hierdie kerkraadslede en bid vir hulle dat hulle werk sal doen tot uitbreiding van God se koninkryk. Terwyl julle so staan, wil ons graag vir julle net die gebed toesing en ek wil vra dat julle na die gemeente toe draai en nadat ons die lied vir julle gesing het, gaan ek vra dat Aje en Jurgens net saam met my die gelukwensings doen. So draai asseblief na die gemeente toe. Gemeente, kom ons staan en dan sing ons ook hierdie lied saam.
net vra dat Aje en Jurgen saam met my na vore sal kom. Baie geluk Wiekes, baie seën vir jou ook. Baie geluk Pinaar en baie seën vir jou. Brunei, baie geluk en baie seën vir jou. Gary, baie geluk, baie seën vir jou. Wessel, baie geluk en baie seën vir jou. Srikkie, baie geluk en baie seën vir jou. Ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van die Here Jesus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vrede van die Here Jesus ons vervul. Mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees tussen ons wees, nou en vir altyd. Amen.